Hallo julle, dit is my lekker om terug te wees en nog 'n aanlyn diens saam met julle te doen. Ek hoop dat julle week geseënd was en dat julle reg is om te hoor van wat die Here vir ons lewe wil hê. Want hierdie kwartaal gesels ons bietjie hoe ek en jy waardig is as gevolg van ons geloof. God sê jy is perfek. God sê jy is waardig. Jy is waardevol vir hom. God sal sy enigste seun laat doodgaan op 'n kruis sodat hy jou kan kry. So vir God beteken jy regtig baie. Hy is baie lief vir jou. En hierdie kwartaal gaan gesels ons bietjie oor wat is die Here se plan vir jou en my lewe. En wat is dit wat die Here vir ons wil hê? En hoe ons waardig is as gevolg van ons geloof. Nou, ek weet nie of julle kan sien wat ek hier in my hand vashou nie, maar hierdie is instruksies. 'n Hele boek van instruksies. Nou, as jou ouers ooit meubels gekoop het wat hulle self aan mekaar gaan sit, of jou pa's dalk soos iemand wat gadgets koop, jy weet, baie cool gadgets, of eintlik enige regte toestelle van vandag, kom met so 'n boekie, 'n instruksies pamfletboekie. En hier binne staan alles, hoe om dit aan mekaar te slaan, hoe om dit te gebruik, hoe om dit te dien, enigiets wat jy wil weet omtrent die apparaat of die toestel wat jy gekoop het, of die meubels, hoe om die meubels aan mekaar te sit, of enigiets wat jy wil weet omtrent dit, is binne so 'n instruksies pamflet, of binne so 'n instruksiesboek. Nou, ek weet nie of enige van julle ouers, soos my ouers is, of selfs soos ek is nie, maar ek lees gewoonlik nie die instruksiesboek nie. Ek dink ek kan dit self uit beplan, self regkry, sonder om hierdie boek te lees. Dis baie leeswerk. En as ek en jy daarna kyk, dan weet ons, hierdie instruksiesboek is eintlik baie belangrik. Want hierdie instruksiesboek leer ons soveel meer oor dit wat ons besig is om aan mekaar te slaan. Nou, 'n argitek het ook sulke instruksies, maar hulle noem dit bouplanne. En enige goeie bouer weet, as hy volgens die bouplanne bly, sal hy suksesvol wees. Want boop daai bouplanne staan waar die waterpype moet kom, waar die elektrisiteit moet gaan, waar die steenpilare is, sodat die mure nie omval nie, of die dak in mekaar sak nie. So, op die bouplanne, al daai instruksies op die bouplanne, is eintlik ongelooflik belangrik. En enige goeie bouer weet, sodra hy van die bouplan afdwaal, is daar 'n groot kans dat hy later probleme gaan hê. Dalk gaan die muur nie sterk genoeg wees nie, of weet partykeer trek 'n muur weg van die huis af, of die dak sak later in, en dan moet hy daai hele dak oordoen. So, 'n goeie bouer weet, bly eerder by wat die bouplanne sê, want die argitek het dit mooi gaan beplan en deurgedink, en alles presies en perfek neergeskryf soos dit moet wees, vir daardie gebou om suksesvol gebou te word. Nou, ek het toe ek getrou het, 'n wasmasjien gekoop. Nooit het die wasmasjien gebruik nie, want ons het altyd ons wasgoed by ander mense laat was. En nou die dag, so 'n jaar terug, toe trek ek en my man in ons eie huis in. En toe ek die wasmasjien opkoppel en gebruik, was dit lekker. Ek het nie een keer hierdie instruksieboek gelees nie. Ek het so 'n bietjie deur hom gekyk, maar net so, kyk, cool. Maar alles was binne hierdie instruksiesboek. Ek onthou, ek was so verbaas met hoe baie goed hulle in hierdie instruksiesboek geskryf het. Hulle het vir my gesê waar die seep moet kom, die steysaaf. Hulle het vir my gesê hoe vol om my klere te pak, watter klere om by mekaar te pak. Hulle het vir my gesê hoe om daai masjien te dien, hoe om hom te gebruik, watter knoppie is wat, hoe maak ek die masjien skoon. Daar was so baie inligting op binne, dat ek dink ek 'n bietjie oorweldig was met die leeswerk en besluit het, ek gaan glad nie daardie instruksiesboek volg nie, ek gaan net uitfigure. 'n jaar in, nadat ek my wasmasjien gebruik, besef ek, my klere begin hierdie swart kolletjies maak. En ek was baie teleurgesteld, want daardie masjien was baie duur. En ek het 'n Samsung masjien gekoop, want ek het gedink, Samsung is 'n ordentlike maak, en ek sal eerder 'n bietjie ekstra betaal om daardie maak te hê. Nou was ek my klere, en my klere word nie mooi skoon nie. Hulle kry sulke bruin kolletjies of vlekke, en ek was baie teleurgesteld. En een naweek kom kuier my pa by my, en hy gesels bietjie met my, en ek sê toe vir hom hoe teleurgesteld ek is in hierdie wasmasjien wat ek gekoop het. En my pa kyk vir my en hy skud sy kop, en hy gaan, Tiffany,
Weet jy kry sulke pamflet, sulke instruksiepamflet saam met jou masjien. En in daardie boek staan daar waarom jou masjien uitmekaar uit te haal om hom skoon te maak, sodat dit nie moet gebeur nie. My pa wys my toe 'n klomp filtreerders wat binne in hierdie masjien is, wat ek glad nie van geweet het nie. Wat jy eintlik na elke was moet skoonmaak vir jou klere om mooi skoon gewas te word elke keer. Ek was so verbaas dat my pa hierdie weet en natuurlik, ek het dit skoon gemaak, dit was baie gross. Dit was baie gross. Daar was so baie vuil goed binne in daai filters. En ek het dit skoon gemaak en nou was my masjien weer mooi en skoon. Wat julle geweet, God het vir jou en my ook 'n instruksiesboek gegee van hoe om te lewe. Sodat ek en jy nie hoef self uit te dink, wat is jok? Wat is die waarheid? Wanneer moet ek lelik wees? Wanneer oordeel ek verkeerd? Of wanneer mag ek kwaad word? Of wanneer moet ek nie kwaad word nie? Wanneer moet ek iemand 'n storie vertel en wanneer word dit skinder genoem? So in plaas van dat ek en jy self besluit wanneer wat is, het die Here vir ons 'n boek van instruksies gelos. Ons noem dit die Bybel. En wanneer ek en jy daardie Bybel lees, is ek en jy besig om te leer hoe die Here wil hê ons moet lewe. Is ek en jy besig om te sien hoe ons 'n vol lewe kan hê. Want wanneer ek en jy die Bybel lees en ek en jy die Bybel gehoorsaam, lewe ek en jy 'n vol lewe. Ons kry om lewe te geniet. Ons kry om geseën te word deur die Here in ons lewe. En dit net omdat ons die instruksiesboek lees. Daai wasmasjien was wonderlik. En hy was nou weer wonderlik. Maar net omdat ek nie die instruksies gevolg het nie, het daar begin goeders verkeerd gaan in my wasmasjien. En dieselfde gebeur in ons lewens. Wanneer ons nie die Bybel lees nie en ons volg nie die Bybel nie, begin goed in ons lewe verkeerd gaan. En dan wonder ek en jy, hoekom? Wat doen ek verkeerd? Ons lees nie die instruksiesboek nie. So, lees jou instruksiesboek, sodat jy kan sien wat die Here van jou wil hê, en hoe jy 'n vol lewe kan lewe. Want die Here het regtig 'n lewe van vreugde en goedheid vir ons beplan. En wanneer ons die Bybel lees, kan ons dit raak sien. So, moenie die verkeerde ding bou nie, moenie jou wasmasjien vuil gebruik nie. Lees jou instruksiesboek, lees die Bybel, en die Here sal jou seën, en jy sal kry om die lewe te geniet. So hierdie week, maak tyd om jou Bybel te lees. Sien ek julle volgende week. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat ons intentioneel sal besluit om die Bybel te lees, en dat ons dit wat ons daarin leer, sal gebruik, dat ons dit sal toepas in ons lewens. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Totsiens julle, sien julle volgende week. Bye.